Ons nou omtrent 7 weke later en ons het nou hierdie week ons eerste bees ingesit en op die stadium kies hulle eers die raai en dan die haver. En ons probleem is die haver groei baie vinniger as die raai. Die wil hê die beeste moet baie wees want as daar 'n bietjie kompetisie is dan wy hulle laat hulle bars. Ons staan nou vandag hierso waar ons die haver en die raaigras mengsel gemaak het. Ons nou omtrent 7 weke later en ons het nou hierdie week ons eerste bees ingesit. Hier's nou so ongeveer 85 bees wat nou op die stadium hierso wy. Hulle is gemengde, ons het so 'n paar koeie tussenin en dan het ons jonger tollies en medium tollies en so klein ligte stoortjies so 280, 260 kg en dan is hier 'n paar verse ook wat ons ingesit het. Ons wil maar nou net kyk wat se bees stel die beste op, wat se tel die vinnigste en wat is die manier in die pad vir ons vorentoe. So wat ons nou hier gedoen het is, ons het ons elektriese drade, ons sit hulle omtrent 0,2 hektaar uitmekaar uit op die stadium, omdat die bees nog minder is as wat ons wil hê, so ons wil die getalle nou nog opkry. Sit ons nou maar eers die koekskywe so 0,2 hektaar, 0,25 hektaar groot, sodat die bees dan nou lekker druk kan bewy. Want die probleem wat jy gaan hê is, as jy jou koekskywe te groot maak, dan kies hulle wat hulle wil hê. En op die stadium kies hulle eers die raai en dan die haver. En ons probleem is, die haver groei baie vinniger as die raai. So wat die beeste dan doen is, hulle trap net die haver plat en dan wy hulle net die raai. Maar vandat ons die koekskywe bietjie kleiner gemaak het en vandat ons die beeste meer maak, begin hulle ook die haver mooi afwy. So op die stadium lyk alles onder beheer, maar as die beeste van die veiling afkom, dan moet jy maar bietjie rond staan, want die elektriese drade, hulle is honger, hulle ken nie die elektriese drade nie, en hulle hardloop sommer dwars deur hulle, of spring boor hulle. So wat ons doen is, as die beeste hier aankom, bring ons hulle rustig, probeer hulle so rustig as moontlik stadig laat in die koekskyf inloop, en probeer keer dat daar manne langs die kant staan. Dit vat so, op die stadium, hulle is nou 'n dag of 2 hier in, so hulle leer baie vinnig dat die elektriese drade vir hulle so bietjie van 'n gevaar is. So dan daarvan af is hulle redelik rustig. Ons plan wat ons nou vorentoe het is om die beeste dan in die oggend in te sit en dan in die middag net vir lunchtyd uithaal en dan die koekskywe middagtyd te skuif. Die rede hoekom ons dit so probeer doen het is, ons het gesien die beeste hou daarvan om vroegoggend te wy, hier 4 uur, 5 uur se kant begin hulle al wy en dan laat middag ook. So wat ons dan nou doen is, ons het 'n klein stukkie hierdie kant wat droog is, waar daar nou nie gras is nie, wat ons toegemaak het, sodat die bees dan aan die dag kan wy en dan as hulle wil gaan lê, dan lê hulle in die middag hier. Ons skuif ons koekskyf en dan kan hulle die middag weer aangaan. Wat baie belangrik is ook as jy die drukbewyding doen is, dat jy ook refoer het. So die bees as hulle net hierdie groen gras eet, dan kry hulle baie maagwerkings, dis baie hoog in proteïene. So wat ons dan nou doen is, die bees is in die dag, in die oggend sit ons hulle in, middagtyd skuif ons die koekskyf, want gewoonlik in die middag gaan drink hulle water en hulle lê en hulle rus. Dan skuif ons die koekskyf, dan maak ons hom weer oop, so as hulle terugkom van die water af, dan is die volgende koekskyf oop. Dan gaan hulle in die volgende koekskyf in, en dan in die aand, dan maak ons hulle heel oop, laat hulle ons het so 25 hektaar kampe rondom die pivot, en dan kan hulle dan in die droër gras kan hulle dan nou wy. Dan wy hulle, en dan die volgende oggend kom hulle dan nou van vroegoggend af self in die koekskyf in, en dan gaan die proses nou maar net aan. So op die stadium is dit nou net die hoeveelheid bees wat ons hier het, ons sal nou kyk of ons weer meer kry, en die draak om dit so bietjie op te druk, want jy wil hê die beeste moet baie wees, want as daar bietjie kompetisie is, dan wy hulle laat hulle bars. Hier die bees nou gister gewy, jy wil dit redelik kort afwy, maar nie korter as jou enkel nie. So hulle was gister nou hier, en hulle het nou gistermiddag oorgeskuif na die nuwe koekskyf toe. Maar dit wil jy hê, want ons het so 'n paar raduise wat ook hier opkom, so van die opslag. Maar ons wil hê dat hulle dit redelik skoon wy, anders groei jou goed weer te vinnig, en dan het jy seker kolle waar dit baie gegroei het, en baie nie gewy is nie, en so aan. So hier is waar hulle vandag wy. Hulle is amper klaar, en dan middagtyd gaan ons dan die drade skuif na hierdie deel toe. En as mens ook kan sien hierso, gisteraan bietjie gedou, maar die haver groei baie vinniger as die raai, en dit groei so bietjie die raai toe. So dis hoekom dit baie belangrik is dat jy genoeg bees het, dat hulle die haver afvreet, want hulle ken nog nie die haver nie. So
Daai kant toe lyk dit al bietjie beter, maar ja, ons gaan hulle monitor en ons gaan kyk wat maak hulle. Sover bly hulle vanoggend mooi in die koekskyf. Dis nou hulle tweede dag, so hulle is nou baie gelukkig. Is daar genoeg kos vir almal en die drade werk en die dinge is belangrik. Ons het ook hier ons wipepost gebruik in plaas van die dun paaltjies. Dit druk net vir ons makliker, vinniger in die grond en is bietjie meer stabiel, want soos ek sê, as die beeste begin inkom en hulle is nog niet van die veiling af, dan moet jou goedjies reg wees, want hulle wil die hele vlak vol hardloop. Hierdie kant het ons nou gister klaar gewei. Dis nou waar ons gister gewei het. En dan, daai is so, voor die baie beeste kom het was, die hele week se weiding het ons daar gewei, maar daai gras kom al klaar, redelik vinnig. Maar nou kan mens sien waar ons dit nou nie, waar daar nie genoeg beeste was nie, dan los hulle van die gras oor, dan eet hulle nie alles nie. So belangrik om jou koekskyf klein te begin en dan groter te maak soos jy genoeg beeste het, maar dan ook nie te groot laat jy al jou weiding opwei voordat jy weer om is nie. Hierdie stukke gaan dan nou kunsmis kry en dan gaan ons hulle nat maak vandag. Belangrik is ons gee nou so omtrent 50 kg se stikstof per hektaar. Elke keer as die beeste klaar gewei het, dan gaan ons kyk hoe werk dit vir ons en dan moet hy nou nat gemaak word. So ons gaan hulle mooi monitor, as het hulle geweeg toe hulle ingekom het en dan as hulle nou klaar is, so elke 2 weke gaan ons hulle weeg net om te kyk wat se beestel op, wat se beestel nie op nie. Die swakker groeiers gaan ons dan nou uithaal en dan die wat goed groei gaan ons dan nou hou. So net om dit baie meer te optimize. So dit is maar die plan wat ons nou het en dit is op die stadium wat nou gebeur. Soos dit aangaan sal ons vir julle verduidelik en hoeveel is die draagkrag, hoeveel kan ons hier opkry, is dit 30 bees kleintjies of is dit 25 medium bees of is dit 12 of 15 groter bees. So ons het 'n hele mengsel van beeste en ons sal dan nou kyk hoe die draagkrag dit nou kan doen met hierdie beeste.